Join me in glad adoration. Hallo Here, hier is ons nou weer. Ek staan hier in Beinskloof, so aan die onderkant amper voor jy nou hier in Wellington ingaan. So baie welkom weer by Vrydag. Ons is al besig met daai tema van om naby aan die Here te wees. Veral hier in die eerste gedeelte van 2026. Ek hoop dit gaan goed so ver, so in die derde week nou. Daar's 'n mooi teks in die Bybel, Psalm 73 na Asaf baie klaar oor hy swaar kry om ontdek om naby die Here te wees in vers 28. Maar wat my aangaan, dis my goed om naby God te wees. Kyk aan die naby gedeelte, nê. Ek het die Here my God gekies as my toevlug, sê hy. Ek sal van u werke vertel. So asof hy sê, dis die beste plek om te wees. In die teenwoordigheid van God waar hy my beskerm. So dis nie iets wat ek doen nie. Dis nie iets wat ek verdien nie. Maar die liefde van God oorskadu my en ek voel veilig. En hy doen die beskerming. Hy is die herder. Ek is die skaap wat hy hoef te volg. Baie keer het ons moeilikheid, vriende, ons wil voorloop. En die Here moet agterna kom en as ek klaar droog gemaak het of kwaad gedoen het, dan moet die Here nou kom regmaak. Of ek doen beplanning. En as ek klaar met my beplanning is, dan kom vind ek eers uit wat die Here se plan was. Die dag toe ek moes uitvind ek hoe nie my vrou moes wees. Ons het lank uitgegaan. Nou gaan ek eers na die Here toe en sê, Here, is dit nou my vrou die? En wat is die Here sê? Nee, dan het nou groot moeilikheid gehad vandag. Die belangrikste is jy's by God en sy beskerming gee vir jou wysheid en rigting en vertroue. Is wonderlik om die Here so te kan dien en ek vertrou dis jou ervaring ook van die Here. Ons hy slag wat ons dinge doen sonder omdat ons moeilikheid kry. Nader aan God beteken ek beweeg eers teen die Here en dan vra ek so om sy genade. Kom Here, kom help vir my in my besluite wat ek moet neem. Kom ons bid net saam. En Here, so bid ek dat U vir ons sal seën, vir ons sal onderneem, dat U wysheid ons harte sal vul, dat U vir ons sal leer wat dit beteken om by U te wees, dat ons sal toelaat, Here, dat U alles oorneem. Kom leer vir ons om dit te doen. Ons sukkel met hierdie wil van ons. Ons sukkel so, Here, met ons emosies en ons verstand en ons ondervinding. En ek bely saam met my vriende, Here, ons is skaam dikwels hoe dit tussen ons en U kom staan. Ons kom bely dit vandag voor U. Leer vir ons om te ontspan, na die beweging van die hand te kyk, te doen wat U vir ons sê, sonder enige vraag. Want ons weet wat U vir ons gee, en die teenwoordigheid is vir ons die beste. En daarvoor eer ons U. Al die eer behoort aan U, Here, omdat U ons herder is. En omdat ons vandag kan sê, die beste plek wat ons ooit kon wees, bely ons nou saam, is om by U te wees. By U te luister, en rustig te wag op die wyse hoe U vir ons help in die uitdagings in ons lewens. Amen. Amen. So vriende, baie sterkte vir hierdie week. Dit is maklik om te gesels oor hierdie gedeelte. Dit is iets anders om te gaan toepas. Mag die Here vir ons help dat ons sal ophou om die hand van die Here weg te slaan. Maar sal luister as hy sy hand uitsteek na hom te sê, Here, kom lei vir ons. Ons sal gaan waar U vir ons roep. Onthou daai pragtige Psalm. Daar waar hy my lei, daar's vrede, sê die psalmis vir ons. Seën vir julle in hierdie week. Dalk het dit 'n bietjie gestoeil in hierdie maand sover, hierdie eerste maand in 2026. Kom ons gee dit vir die Here, staan by die Here. Dis die veiligste plek om te wees. Die Here seën vir julle. Ons volgende week weer mekaar sien. Al die eer behoort aan die Here vir sy genade. En onthou, kom ons wees lief vir hom, want hy is mos nou lief vir ons. En mag die Here vir ons beskerm en seën dat ons volgende week die voorreg soos hy wil, die om so oor mekaar te kom. Ons eer die Here vir hierdie dag. Totsiens, tot volgende week.